Van die grootste frustrasies in 'n huwelik is misverstande as gevolg van kommunikasie, intimiteit. Ons soek tyd saam met mekaar, ons wil spesiale tyd saam met mekaar spandeer en die gejaag van die lewe maak dat dit moeilik is. En dan ook geld en finansies is een van die grootste frustrasies in die huwelik. Vandag begin gesels ons oor hoe om gesonde finansies te bestuur in 'n huwelik. Episode 23 vandag, ons het ver gekom in hierdie reeks al. Januarie het ons finansiële doelwitte opgestel, Februarie het ons met basiese begrotings gepraat en dit ontwikkel, Maart was dit spaarstrategieë, April het ons gepraat oor skuldbestuur, Mei het ons stilgestaan by beleggingsbeginsels, en hierdie volgende 2 episodes wil ek graag praat oor finansies en beplanning en paartjies, hoe werk finansies in huwelik, en ek wil julle 'n paar tools gee wat julle sal kan help in hierdie verband. Geld verteenwoordig sekuriteit, veiligheid en mag. En as daar waardeverskille kom in 'n huwelik, 2 heeltemal verskillende persoonlikhede wat in 'n huwelik saam is, wat verskil op waardes met geld, kom daar konflik. En hoe hanteer ons dan hierdie konflik? Toe ek en Lynel getroud is, voordat het ons huweliksklasse gehad. En die persoon wat die klasse vir ons aangebied het vir ons gevra, hoekom wil ons trou? En ons het al hierdie mooi goed gesê. Ons is lief vir mekaar, ons hou van die ander een se hart. Ons het al hierdie mooi waardes wat saamstem en ooreenstem en waaroor ons opgewonde was. Maar die persoon het ook iets gesê wat my hele denkwyse van die huwelik omgeswaai het. Hy het gesê, dis goed en wel, en ons is lief vir mekaar en dis great, maar daar gaan 'n dag wees, waar daai emosie of gevoel nie daar gaan wees nie. En dan, wat gaan ons dan doen? En hy het ons gehelp om te sien, dat dit elke dag 'n keuse is. Ons moet kies om die ander persoon lief te hê. Ons moet kies om die ander persoon eerste te stel. As dit gaan oor 'n emosie of 'n gevoel, kan dit problematies wees as daar 'n dag kom en daai gevoel is nie daar nie, of daai emosie verander. So ons het geleer, ons moet dit kies, en vandag se eerste beginsel sal ek ook vir die huwelike en die paartjies daar buite sê, kies om elke dag gesonde besluit saam te maak, kies om in eenheid te wees, en kies om mekaar te probeer verstaan en nie te verander nie. Ons skrif vandag kom uit Amos 3 uit, so wat sê die woord? Sal 2 met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. En dan lees ek ook dit in die boodskap, sal 2 mense saam die pad vat, as hulle dit nie voor die tyd met mekaar so afgespreek het nie. Vandag se skrif is baie eenvoudig wat ons in Amos lees. Sal jy saam met iemand stap as jy nie voor die tyd eers saam gesit het en so besluit het nie? En dit is dalk die kern waar ons as paartjies in die huwelik, as dit met finansies en begrotings kom, waar ons kan begin. Sit met jou eggenoot en ons begin praat oor sekere beginsels. Hoe gaan ons finansies hanteer? Hoe gaan ons dit bestuur? Wat is vir ons belangrik? Wat is vir my belangrik? Wat is vir haar belangrik? En dit is 'n goeie begin. As ons saam besluit waartoe ons gaan stap, gaan die stap baie makliker wees en albei gaan gelukkig wees en albei se behoeftes en se harte moet net in daai gesprek gehoor word. So hier is dan 'n gesonde en 'n maklike manier hoe om in eenheid saam te stap. So toe ek en Lynel getroud is, het ons een rekening gehad. So haar inkomste en my inkomste het saam in hierdie rekening ingegaan. En toe het ons 'n gesamentlike begroting opgestel. Alles wat moet betaal word, alles wat belangrik is, alles wat noodsaaklik is. So ons het seker gemaak, ons huislening gaan af, ons voertuiglenings gaan af. Ons het seker gemaak, die kos is betaal, die water en die ligte, al die noodsaaklike goed, dit was nog nie daar voordat die kinders ook prioriteit geraak het. En toe alles gedek is in hierdie begroting, het ons ook dan gesê, okay, nou wat van die extra? So ons het geld weggesit vir vakansies, ons het seker gemaak daar spaar, en dan het ons ook wat baie belangrik is laat elke persoon in die huwelik is 'n mate van
'n sakgeld gehad het. Hierdie was 'n bedrag gewees wat elkeen gekry het, regverdig, en ons het nie vrae gevra nie. Met daai geld maak jy wat jy wil. So ons vra nie, en dit is ook 'n lekker geleentheid. As jy iets vir iemand anders wil koop, sê maar ek verjaar en sy wil my uitvat vir ete, dan voel dit ook sy moet dit betaal. En so ook as jy vir iemand anders iets wil doen, dan hoef jy nie vir jou eggenoot te vra, kan ons dit doen, en dan eers 'n gesprek maak nie. Jy het 'n mate van vryheid ook met 'n porsie van die finansies in jou rekening wat jy kan maak, en die ander persoon vra dan nie vra nie. En dit het vir ons baie vryheid gegee en sekuriteit, want ons weet die belangrikste goed is reeds betaal. Ons hoef nie te bekommer daaroor nie. En die res is net 'n bonus, of is net 'n seën bo-op dit, en ons het vryheid om dan ook ons eie persoonlike beplanning rondom te maak, ons eie sakgeld dan spandeer. En hierdie formaat het baie goed vir my en Lenel gewerk vir 'n baie lang tyd. En ek sal dit voorstel as 'n goeie begin vir paartjies wat dalk nog een eenheid is as dit by finansies kom. So die uitdaging van die week. Ek dink tog dis belangrik as julle oor die groot goed kan saamstem, dan is dit maklik om genade en vryheid te gee vir die kleiner goed. Hier is dit net om mekaar se harte hoor. So in hierdie week, sit saam en skep julle eerste gesamentlike begroting. Dek die groot en die belangrikste goed. Wys dan ook 'n persoonlike gedeelte wat elkeen kan kry sonder oordeel en wat vrylik gespandeer kan word. En dan bid ook saam oor julle finansies en vra God om eenheid en seën te bring in julle finansies en in julle huwelik. En dan is julle op 'n wenpad saam met God en saam met finansies. Net ter afsluiting, onthou julle is in dieselfde span. So kom ooreen sodat julle kan besluit waartoe julle gaan stap, soos Amos 3 gesê het. En dan die groot besluite is belangrik om uit te werk, en dan rondom dit is daar genade vir baie goed. So sterkte met jou finansies en doen jou huiswerk. Kom ek bid vir ons. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat ek sommer net het om vir hierdie getroude paartjies wat dalk luister te kan bid vir. Ek bid vir eenheid in hulle finansies en eenheid in die huwelik. Here, seën hulle, bless hulle in Jesus naam. Tot 'n seën vir jou, lekker week.